Baie welkom by ons aanlyn diens. So bly jy is ingeskakel. Ons is besig met ons reeks rigtingwysers en vandag sluit ons reeks af getiteld Rigtingwysers Liefde. Liefde is een van die rigtingwysers in ons lewe, sekerlik die belangrikste wat vir ons regtig wil bepaal waartoe ons gaan, en dis hoekom dit belangrik is om daarna te kyk. My seun vra my die ander dag: "Pappa, vertel my iets interessant van Jesus." Natuurlik vra hy dit terwyl ons in die kar ry, vir ons nêrens heen waartoe kan gaan nie, en ek kan ook nie vir hom sê, "Hoorie, so gaan vra jou ma nie." In daai oomblik weet ek ook, daar's so baie goed om te sê oor Jesus, baie interessante goed oor Jesus. Regtig, ons kan vir ons geloof opstaan en dit verdedig met feite, maar ek het niks. Dis soos daai noot vir noot oomblik. Oom Johan gee die leidraad en die musiekfabriek speel 3 note, maar jy weet jy ken die liedjie, maar jy kan nie op die naam kom nie. Dit is waar ek is. Ek het niks om te sê nie. Is in daai oomblik wat ek besef, miskien is dit nie my kop wat moet praat nie, maar my hart. Miskien kan ek met hom deel wat regtig hier in my hart aan die gang is. Sê van Boeta, daar's een ding wat vir my baie interessant is van Jesus, maar is ook die een ding wat ek nie verstaan nie. En dit is die feit dat 'n God wat die heelal vashou, wat die wêreld geskep het, wat so magtig is, wat praat en daar's lig, wat 'n woord spreek en dit gebeur. Ek kan nie verstaan dat hierdie God my liefhet nie. En wanneer ek so kyk na die wêreld en selfs binne die kerk, sien ek dat ons as mens dit nie verstaan nie. En ons kan nie vrede maak met die feit dat daar God is wat ons liefhet nie. Die enigste manier hoe ons moontlik vrede kan maak met die feit dat daar 'n God is wat ons liefhet, is ons probeer dit verdien. Jy weet, ek gee my lewe vir Jesus en ek aanvaar sy liefde vir my, maar nou moet ek werk hiervoor. En dis dalk hoekom ons verhoudinge ook uitmekaar het, van ons weet ons moet heeltyd werk vir iets. Ons probeer dit verdien, ons probeer hierdie aanvaarding kry, ons probeer wegkom van die seer af. Dis daai oomblikke wat ons eintlik maar heeltemal misvat. Maar dit word ons godsdiens. Ons probeer God dien en sy liefde verdien. Maar dit was nooit daar om te verdien. Want wat sal ons tog doen om dit te verdien? Wat sal ons tog doen? My beste werke kom nie naaste by tot 'n punt wat ek kan sê, nou kan God my 'n bietjie lief hê nie. Inteendeel, my sondige natuur dryf my weg van God af. Ek sit met hierdie Paulus probleem. Ek sit met hierdie probleem wat Paulus sê in Romeine 7 vers 15, wat hy sê, ek weet nie, want wat ek wil doen, doen ek nie, maar wat ek haat, dit wat ek die minste wil doen, dit doen ek. Dis hierdie probleem. Ek dink altyd hieraan, ek het al soveel mense dit hoor sê, dat hulle probeer om meer geduldig te wees, of minder te skinder, of wat ook al. Daai dag wat jy dit besluit, het jy agtergekom hoe toets goed jou geduld net meer? Dat die verkeer net meer besig is? Dat die ou by die werk dalk net so 'n bietjie meer irriterend is? Het jy al agtergekom dat wanneer jy die aand by die huis kom, sê jy, ek het die toets gedryf. Ek het nie meer geduld gewys nie. Weet jy wat, jy sukkel nou al 30, 40, 50 jaar met jou geduld. Wat gaan jy daaraan doen om dit te verbeter? Die feit van die saak is, jy kan niks daaraan doen nie, want jy is inherënt 'n slegte mens. Of 'n dieet. Het jy al agtergekom dat wanneer jou vrou besluit jy moet dieet, hoeveel braais en hoeveel verjaarsdae daai week is? Die werk het sommer 'n funksie. Alles gebeur dat jy jou dieet moet opgee, en daai aand gaan slaap jy en jy sê, ek het die toets gedop. Ek het daai chocolate geëet. Of as jy 'n vrou is en jy besluit self, jy gaan op 'n dieet. Sunny besluit sy gaan môre op 'n dieet. En daai aand besluit sy, ek sal volgende maandag begin. Hoekom?
want ons kan dit nie uit ons eie uitdoen nie. Maar hier is die ding, vat vir Sunny, en laat Jannie nou net op sy knie afgaan en haar vra om te trou. En daar's 'n troudatum, en daar's 'n trourok wat moet pas. Kan jy 'n Ferrero Rocher fabriek langs Sunny bou en die bakkery aan die ander kant bou, sy sal niks eet nie. Hoekom nie? Want haar rok moet pas. Hoekom? Om mooi te lyk op die foto? Nee. Nee, weet jy, daai rok moet pas, want ek wil op my beste lyk vir my bruidegom as ek in daai paadjie afstap. Die liefde verander alles. Om hom te beïndruk? Nee, maar omdat ek hom liefhet. En omdat hy my liefhet. Die vraag is, wat maak ek en jy met hierdie onvoorwaardelike liefde van God? Wat beteken dit vir jou en vir my? Ons kan praat oor die liefde, ons kan liedjies skryf oor die liefde, maar op die einde van die dag, wanneer die taaieteer môre slaan, wat doen ons met hierdie liefde? Paulus skryf in 2 Korintiërs 5 vers 14 tot 15, hy sê, die liefde van Christus dryf ons, omdat ons tot die insig gekom het, dat indien een Jesus vir almal gesterf het, almal dan gesterf het. En hy ter wille van almal gesterf het, sodat die wat leef, nie meer vir hulle self sal leef nie, maar vir hom, wat ter wille van hulle gesterf en opgewek is. Is dit nie 'n amazing openbaring wat Paulus hier so het? Hulle sê, hierdie liefde van Christus, nie die liefde wat ons het vir Christus nie, maar die liefde wat Christus het vir ons, dit is juis hierdie liefde wat ons dryf. Nou dryf is nie 'n mooi woord vir my in Afrikaans nie. In die Engels sê dit dalk beter, hy sê, it controls us. Wanneer ons kyk na die Grieks, beteken dit is hierdie ding wat die keuses vir ons maak, wat ons lewe bepaal, wat ons rigting bepaal. Paulus sê, dit is hierdie liefde van Christus wat ons rigting bepaal, wat ons vorentoe vat, wat ons help om keuses te maak, wat ons liefde gee vir die mens. En ons het tot insig gekom hieroor, omdat Christus aan die kruis gesterf het en opgestaan het. Wat is jou oortuiging van hierdie liefde? Dat God homself gegee het om aan die kruis te hang vir jou. Miskien kan ons hier so daaroor dink. God het gewys, hy is lief vir jou. Hy het dit nie net gesê nie. Weet, ons kan baie dinge vir mense sê, maar as ons dit nie wys nie, beteken ons woorde niks nie. Hoe is ek oortuig God is lief vir my? Hy het dit vir my gewys. En dan verstaan ek nie hoekom nie, verander dit nie die feit dat hy lief is vir my nie. Verander dit nie die feit dat die kruis nie gebeur het nie. Of dat die kruis gebeur het nie. Hierdie liefde dryf ons. Natuurlik hierdie 3 woorde, liefde, Christus en dryf. Wil ek graag in stil staan net by die eerste een wat sê liefde. Wat beteken hierdie liefde? Dit is 'n onvoorwaardelike liefde wat jy nie kan verdien nie. Dis 'n liefde wat sê, ongeag wie jy is, ek kies. Ongeag wat jy gedoen het, ek kies om jou lief te hê. Is 'n liefde wat sê, weet jy wat, hoe jy voel, verander nie hoe ek oor jou voel nie. Wat jy dink jy moet wees, die wanindruk wat jy van jouself het, verander nie hoe ek oor jou voel nie. Dit verander nie wat ek vir jou doen nie, gedoen het nie. Ek sal jou lief hê, ek het jou aan mekaar geweef. Jy is myne. Dis die agape liefde. Onvoorwaardelik het ek jou lief. Stem ek saam met dit wat jy doen? Nee. Kan ek jou sonde goedkeur? Nee. Maar het verander nie my liefde. Dan by Christus. Hierdie liefde kom van Christus af. Ons is so goed om liefde te gaan soek op ander plekke. Tweedehandse liefde. Selfs ons wat gelowiges is,
Gaan soek ons betekenis en die liefde, as ek dit mag noem vandag, by ons werk, by ander verhoudings, buite-egtelike verhoudings. Iemand gee hulle self oor aan hulle stokperdjies, aan die sportveld. Want ons soek hierdie aanvaarding, ons soek hierdie identiteit wat net die liefde van God vir ons kan gee. Ek gee nie om wat dink 'n ander vrou van my nie. Want ek weet my vrou het my lief. En soms moeilik. Ek gee nie om wat ander kinders van my sê nie. Ek weet my seun het my lief. Ek gee nie om wat die wêreld van my sê nie. Ek gee nie om of hulle my oordeel nie, want ek weet God het my lief. Christus het my lief. Ek gaan soek my liefde daar. Ek reageer wanneer ek reageer op hierdie liefde op grond van Christus en niemand anders nie. En dan dit dryf my. Dis hierdie dinge wat maak dat ek beter keuses maak. Dis hierdie ding hierdie liefde van God wat maak dat ek na hom toe draai en hom gaan raadpleeg in dit wat ek doen. Dis hierdie ding wat maak dat ek na hom toe gaan wanneer ek angsbevange is, wanneer ek vol vrees is, wanneer ek onseker is, wanneer my selfbeeldprobleem die oorhand kry, wanneer ek nie weet watter kant toe om te gaan nie. Dis dan wanneer ek na my Pa toe gaan. Dis dan wanneer ek na hom toe gaan en sê ek het U nodig. Hoe reageer ek op hierdie liefde van God? Hoe lyk my lewe? Jy sien, die eerste ding wat 'n mens mag gewoonlik hoor en self sê, as jy sê God het jou onvoorwaardelik lief en hy het vir jou gesterf, dan sal die eerste kommentaar kom, maar wat doen ek nou? Jy weet, ek moet tog iets doen. Ons is aan mekaar gesit om iets te doen. Ek moet tog lewe asof ek 'n Christen is. Ek moet tog net weer eens bietjie geduldig wees. Weet jy kan werke doen. Paulus skryf hiervan, hy het eintlik baie geskryf oor die liefde. Hy skryf hiervan, jy kan al hierdie dinge doen, maar sonder liefde is jy niks. As ek nie reageer in my lewe, in my leefstyl, in 'n lewe so lei omdat God my liefhet nie, is hierdie werke te vergeefs. Maar juis omdat hy my liefhet, juis omdat hy my die identiteit gee, juis omdat hy my aanvaar, is dit baie makliker om geduldig te wees. Is dit baie makliker om die vrug van die Gees uit te leef, in plaas daarvan om te probeer werk daarvoor. Daar is goeders wat ons in plek kan sit in ons lewe. Daar is goeders wat ons strategies kan doen, om vir ons 'n hoër kwaliteit lewe te gee, en 'n dieper verhouding met God te hê. Maar as ons nie hierdie liefde ding besef nie, is daai te vergeefs. Dan raak dit maar net 'n self-help boek. Wat kan ek doen om myself in 'n beter posisie te sit? Dat ek môre gemakliker kan wees. Maar dis die liefde van God wat my en jou dryf. Hoe reageer ek op hierdie liefde van God? Ek wil net so 'n paar goedjies noem. Met vertroue. 1 Johannes 4 vers 19 sê, ons het lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. Ons kan hom nou aanbid. Ons kan hom nou dien. Ons kan 'n leefstyl lewe op grond van sy woord, omdat hy ons lief het. Nou kan ons lief hê. En hier binne vind ek my vertroue. Ek vertrou dat God my lief het. Ek vertrou dat hy die beste vir my het, in gedagte het. Ek vertrou dat ongeag waar ek is, hy my sal lei. Ek maak vrede met die feit dat hy my lief het. Vertroue is so belangrik in 'n verhouding. En ons moet God kan vertrou. Ons moet weet dat ons na hom toe kan gaan. Tweede is met gehoorsaamheid. Hoe reageer ek? My aanbidding is gehoorsaamheid. Ons weet dat aanbidding nie 'n liedjie is nie. Maar my aanbidding is gehoorsaamheid. Jesus sê self, as julle my liefhet, sal julle my gebooie bewaar of behou.
of uitleef. Julle reaksie op my liefde vir julle is om te doen wat ek vir julle sê. Daai ding wat julle doen, maak my nie minder of meer lief vir jou nie. Maar dit wys my dat daar 'n reaksie is, dat jy bewus is van my liefde vir jou. Niks wat my seun doen, kan my minder lief maak vir hom nie, of meer lief maak vir hom nie. Maar sy gehoorsaamheid wys dat hy weet hoe lief is ek vir hom. Wys dat hy besef dat ek altyd net die beste vir hom wil hê. En dan, hoe reageer ek op hierdie liefde van God? Vir my, met oorgawe aan ander. Om te sê, ek lewe nie net vir myself nie, maar ek het 'n verantwoordelikheid om hierdie liefde te deel met die wat om my is. Hoe deel ek dit? Om te sê, hoor hierso, daar's 'n God wat lief is vir jou. Om te leef, dat mense na my kan kyk en sê, joh, daai ou lewe so, wie het hom lief? Dit is 'n reaksie op God se liefde. Dit dryf ons. Dit vat ons vorentoe. Lewe in reaksie op God se liefde vir jou. Nie om dit te vergeefs te probeer verdien nie. As jy hierdie video klaar gekyk het, moet jy weet dat God jou liefhet. Moet jy weet dat niks wat jy doen kan maak dat jy dit verdien nie, maar dat jy kan lewe in reaksie op hierdie liefde en betekenis vind, jou identiteit vind en wegdraai van hierdie plekke waar jy liefde soek, waar dit nie is nie, maar terugdraai na 'n God toe wat jou oneindig liefhet. Ek sluit graag af met die skrifvers wat Paulus ook skryf in Efesiërs 3 vers 16 tot 19. En dis 'n gebed wat ek graag oor jou wil bid. Hy sê, ek bid dat hy vir julle na die rykdom van sy heerlikheid dit sal skenk, om deur sy gees met krag dat die innerlike mens versterk te word, sodat Christus deur die geloof in julle harte mag woon, terwyl julle in die liefde gewortel en gegrond is, sodat julle volledig in staat mag wees om saam met al die heiliges tot die besef te kom van die breedte en die lengte en die hoogte en die diepte. Ja, om die liefde van Christus te leer ken wat alle begrip te bowe gaan, sodat julle gevul mag word met die volheid van God. Mag jy God se liefde beleef en mag jy reageer op hierdie liefde.